Hallo my liewe boetie en sussie in Christus, wat 'n wonderlike voorreg en eer is dit weer om met julle te kan kuier rondom God se woord. My naam is Dani Gerber en dit is my net weer lekker man om hier sommer in die skemer aand nou 'n bietjie met julle te kan gesels en as julle mooi kan kyk hier in die agtergrond hoe mooi wys die maan daar. Is net so lieflik in die teenwoordigheid van Abba Vader. Halleluja. Nou ek wil 'n bietjie met julle gesels oor waaksaamheid. Nou ja, in Matteus 26 vers 41 sê die woord vir ons, waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Nou die woord sê ons moet waak en bid. Waarteen? Met ander woorde, kyk uit. Man, jy moet wake up wees. Wees wakker. Wees op jou hoede. Oral waar jy gaan, jy kan nie toe oë in hierdie wêreld gaan nie. Ons is nie soos 'n perd waar hy oogklappe aan het nie. Ons moet om ons kyk, ons moet waak en bid en ons moet versigtig wees wat ons toelaat in ons lewe, waarmee ons meng, met wie ons meng, want die Here wil hê dat ek en jy moet 'n ligdraer in hierdie donker wêreld wees. En ek en jy kan nie soos hierdie wêreld wil lyk nie, want dan gaan die mense nie na ons wil luister nie. Ek kan onthou jare terug toe ons met 'n man gedeel het en vir hom gesê het, jy moet nou ophou drink goed. Sy oom moenie vir my preek nie, jy het ook gesuip. So ek en jy kan nie vandag nog wil saam in die bar sit en wil drink en te kere gaan en by hoereise in en uitloop en dan die woord van God wil verkondig nie. So ek en jy moet waak en bid. Nou waarteen moet ons waak en bid? Jy moet waak teen jouself. En dit is 'n baie gevaarlike punt. En hoor wat sê God se woord vir ons hierso in Lukas 21 verse 34. Hy sê, maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur die swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie, want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om oor al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die seun van die mens kan staan. So my boetie en sussie, ek en jy moet waardig wees voor God. Ja, ek is 'n goeie mens. So met ander woorde, ek moet hemel toe gaan, want ek is 'n goeie mens. Ek vloek nie, ek steel nie, en ek het nie my pyp in die bar vergeet nie, en al daai snerp nie. Weet jy wat, as ek en jy nie gaan waak nie, en ons gaan nie waardig gevind word nie, gaan ek en jy nie voor God kan staan nie, want die Here deursoek ons harte, en dan gaan hy vir ons sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. So moenie laat ons gevang word met hierdie trap wat die Satan sit. Man, dis okay. Jy kan maar nog steeds doen wat jy doen. Jy's een keer gered, altyd gered. Die woord van God sê, ons moet daagliks tot bekering kom, want baie kere ry jy net in die pad, en een ou ry bietjie stupid hier voor jou, en dan verloor jy dit, en jy sê iets wat jy nie moet sê nie, en dan het jy daar ou vervloek. En wat sê God se woord vir ons? Ons mag nie vervloek nie. Ag, is nou nie so erg nie. Moet nou nie alweer preek nie. Dis maar net bietjie my uiting gegee hoe ek voel. Kom ek en jy, die woord sê vir ons, waak en bid, sodat ons nie gevang gaan word nie. En waarteen moet jy waak en bid? Teenoor jouself. Jy moet versigtig wees. Die woord sê dit, maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en al hierdie goed nie, want ek is 'n goeie mens, om so nou en dan bietjie buite myself te drink en dronk te word, is mos nou nie die einde van die wêreld nie. Ek maak geen kwaad nie, ek gee geen mense probleme nie. As ek gedrink het, dan gaan slaap ek. So ek is 'n goeie mens. Nee, kom ons kyk wat sê God se woord, en ons bly in God se woord. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie, Here. Dankie vir die woord wat ons waarsku, dat ons moet waak en bid. En Here, laat ons al waak teen onsself, want ons is so regverdig teenoor onsself, om onsself te regverdig vir dinge wat ons sê en doen, en wat nie in God se wil is nie. Here, vergewe ons, laat U Heilige Gees ons sal oortuig van alle sonde en ergernis, en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan verkondig God se woord tydig en ontydig. Julle moet 'n geseënde dag hê. God bless.